Dames en here, seuns en dogters, welkom terug by Wiskunde in Woede, episode 6. Ons kyk in hierdie video 'n bietjie oor hoe ons dink aan minder as niks. Nou, dit is eintlik 'n verskriklike groot probleem vir baie van ons. Want hoe dink 'n mens nou aan iets wat nie is nie? Hoe dink 'n mens nou aan iets wat nie bestaan nie? Daar is 'n paar maniere om dit te doen. Hierdie wat ek hier geteken het, is die manier wat oor die algemeen gebruik word, maar voordat ons daarby uitkom, gaan ons eers 'n bietjie kyk na wat beteken die ding wanneer jy hom so sien. Want normaalweg wanneer jy na daai storie kyk, dan sê hulle mos nou vir jou 9 minus 3 is gelyk aan iets. Normaalweg sien jy hom so. Maar nou word hy vir jou so geskryf en dit vang baie mense. So ek wil dit net gou duidelik maak. Reg, die eerste ding wat ek wil hê jy moet verstaan is wanneer ek vir jou daai skryf, wanneer ek vir jou daai prentjie teken. Daai prentjie beteken ek het 5 meer as 0. Dis wat hy eintlik beteken. Nou, jy kan gaan en hierdie prentjie voor hom gaan aansit en sê, wanneer jy hom so sien, dan beteken dit nog presies dieselfde. Ons teken net eenvoudig nie daai prentjie vooraan nie, want dis eintlik onnodig. Dit is, in meeste gevalle het jy nie nodig om vir mense te verduidelik dat jy praat van meer as 0 nie. Maar wanneer jy praat van minder as 0, dan moet jy baie duidelik wees. En dis wanneer ons daai doen. Want daai prentjie soos wat hy daarso is, beteken nou jy het 5 minder as 0. Dis wat daai ding beteken. Wanneer jy hom so sien, beteken dit daai waarde, daai syfer, daai getal wat jy daarso sien, jy het soveel minder as 0. Reg? Dis wat hy beteken wanneer jy hom so sien. OK. Nou gaan ons 'n bietjie kyk na hoe dink 'n mens nou eintlik aan 'n ding wat minder is as niks. Reg? Ek sê weer, daar's 'n paar maniere. Ek gaan vlugtig oor van hulle draf, van hulle is belangriker as ander. Party mense sê hulle dink aan hopies wat hulle maak in die grond en gaatjies wat hulle grawe in die grond. Nou, die ding is, basies wat hulle vra is, hoe hoog is hierdie waarde? Maar nou gaan ons gaan kyk hierna en ons word dit op skool geleer en dan gaan meet ons nou daai en ons gaan meet daai en dan dink ons, okay, so al wat ek hoef te doen is om van daar af te meet. Ek meet net van daar af. Reg? En dan word daar vir jou gevra, wat is groter? Minus 1 of minus 2? Watter een is groter? Minus 1 of minus 2? En meeste mense met wie ek praat, sê dadelik minus 2. En dan kry hulle vraestel terug van die eksamen af, want hulle het nou so gaan maak en dan kry hulle nou een van daai. En niemand verduidelik vir hulle ooit hoekom. Die ding is, die prentjie lyk groter, maar hoe jy meet is verkeerd. Die regte manier om hierdie ding te meet is van hier af. Jy gaan meet daai, daai, daai en daai. Jy meet nie van 0 af nie, jy meet van onder af. En so ver onder as wat jy wil begin. Dit maak nie saak nie. Reg? So nou kan jy duidelik sien dat ek net so maak
Nou kan jy duidelik sien, daai is groter as daai. En jy kan duidelik sien, daai is nog groter, maar hierdie een is nie heeltemal so groot soos daai een nie. Reg? En nou kan jy gaan en jy kan gaan skryf. -1 is groter as -2 en dan kry jy een van daai. Want nou het jy die ding reg gemeet. OK? Dit is wanneer jy nou hierdie gebruik in jou gedagtes, as jy nou die hoopies en gaatjies idee gebruik. Ek sal voorstel dat jy probeer om eerder hierdie idee te gebruik. Die getallelyn, ons sal meer praat oor die getallelyn later, maar die ding is, hierdie ding kom oral in wiskunde voor. Wanneer jy wiskunde studeer, hy's in al die boeke, hy's in al die video's, en hoe vinniger jy gewoond raak om hom te gebruik, hoe gemakliker maak jy die dinge vir jouself. OK? So ek gaan hierdie ene wegvat. Onthou nou, jy meet van onder af. Reg? Jy meet nie van 0 af nie. As jy van 0 af meet, gaan jy verkeerd antwoord. Jy meet van onder af. En dan gaan haal ons hierdie ouetjie. Die getallelyn. Reg, weer 'n keer mense, hierdie ding is ongelooflik belangrik. Hy kom oral voor, selfs die dag na skool. Dit is jy hou nooit op om te gebruik nie. Ek is dood eerlik met julle. Dit is hou net aan en aan. Nou hier maak ons hierso is dit nou, hoe verder jy daai kant te beweeg, hoe meer beweeg jy in die plusrigting. Hoe verder jy daai kant toe beweeg, hoe meer beweeg jy in die minusrigting. En daai is 0. Die middelpunt is 0. En nou weer 'n keer gaan maak ons hierdie fout. Ons gaan meet van 0 af soontoe en ons gaan meet van 0 af soontoe. Dan lyk daai, dan sien ons, maar dit werk. En dan gaan ons aan die kant en ons gaan meet van 0 af daai kant toe en ons gaan meet van daai kant toe, dan lyk daai ding nou weer 'n keer vir jou groter, en dan gaan jy gaan skryf nou, 2 is groter as, -2 is groter as -1. En dan kry jy weer 'n keer een van daai. Weer 'n keer 'n kruisie. Jy meet hierdie ding, meet jy nie van 0 af nie. Net soos met die hoopies. Ek net hierdie goed hier wegkry. Net soos met die hoopies. Jy meet van hierdie kant af. Met die hoopies meet jy van onder af, met die getallelyn meet jy van jou linkerkant af. En weer 'n keer, jy begin hier so ver weg as wat jy wil. En dan meet jy so. Kyk nou wat gebeur. Nou kan jy dadelik sien, maar wag 'n bietjie. -2 is kleiner as -1. In ander woorde, wat een is groter? -2. Ag, sorry, wat een is groter? -1. Daar's hy. So -1 is groter as -2 en dan kry jy een van hierdie. Weer 'n keer, wanneer jy werk met die getallelyn, jy gaan meet hierdie afstande. OK? In jou gedagtes dink jy so daaraan. Nie so nie. Reg? En ja,
Net sodat julle duidelik is, hierdie is die getalle lyn. En daar is jou nulpunt, dis waar jy 0 het. Daai kant toe beweeg jy in die plusrigting. Daar's 'n ander naam wat ons gebruik daarvoor. Dit is die positiewe rigting. Positiewe rigting. Ek gaan dit nou nie uitskryf nie. Meerendeels omdat ek weet ek gaan dit verkeerd spel. En daai is nou die negatiewe rigting. Daai is die positiewe rigting en die minusrigting, die ander naam daarvoor is negatiewe rigting. As jy wil weet hoe om dit te spel, gaan soek dit in 'n woordeboek asseblief. Reg. Hierdie is die getallelyn, baie belangrik mense. Baie belangrik. Maar ek wil julle terugbring na die balansskaal toe, sodat jy kan sien jy gebruik die balansskaal ook so. So kom ons gaan maak nou so. Reg? En hier raak dinge nou 'n bietjie interessant. Want hoe dink 'n mens nou aan minder as niks wanneer jy dink aan die balansskaal? Reg? Kom ek vra jou so. As jy kyk na die getallelyn, sien jy daar word vir jou gesê daar's 'n nulpunt. Wanneer jy gaan kyk na die hoopies en gaatjies idee, daar is ook 'n nulpunt. Die nulpunt is die grond, met die getallelyn is daai jou nulpunt. So, hoe maak ons nou 'n nulpunt met die balansskaal? Wel, wat as ek vir jou sê ek gaan rakkies onder hierdie pannetjies bou? En in elke rakkie gaan ek gewiggies sit. En ek gaan al die gewiggies gaan presies dieselfde weeg en ek gaan presies dieselfde hoeveelheid aan al twee kante sit. Daar is die gewiggies. Reg? Nou sê ek vir jou, daai is my nulpunt. En hy werk nog steeds presies dieselfde. As ek daai kant iets bysit en ek sit daai kant iets by, daar's my balans in, daar's my balans uit, daar's dit nou weer terug ensovoorts. Maar nou gaan ons gaan kyk na wat gebeur wanneer ons van hierdie onderste gewiggies wegvat. Sien julle, omdat ek gewiggies hier weggevat het, is hierdie kant nou swaarder. Met ander woorde, -3 is kleiner as 0. Ons gaan sit daai gewiggies terug en doen dit nou aan die kant. Daarso het jy nou 0 is groter as -3. Reg? Wanneer jy aan die balansbalk dink, dit wat onder jou pannetjie vasgemaak is, daai gewiggies. As jy 'n ding wegvat, praat jy van 'n negatief of 'n minus. OK? Maar ek wil gou-gou vir julle iets interessants wys hierso. Kyk wat gebeur hierso. Kyk mooi. Ek het balans hierso. Daai is 1, 2, 3, 4, 5 gewiggies met die byvoeging van minus 1, 2, 3, 4, 5 gewiggies. En dan kry jy is gelyk aan 0. Luister mooi na wat ek sê. 5 met die byvoeging van minus 5 gee vir jou 0. Onthou hierdie woorde wat ek nou gebruik het. 5 met die byvoeging van minus 5. Ons gaan verder kyk daarna en ek dink julle gaan so 'n bietjie op julle rugge val met daai ene. Maar ek reken hierdie verduidelik vir julle hoe om te dink aan minder as niks. Ons gaan nog baie kyk na die balansskaal. Ons gaan nog
baie kyk na die getallelyn. Maar ek reken ek gaan dit hierso vir julle los. Julle weet nou hoe om te dink aan 'n ding wat minder is as niks. En weer 'n keer, raak gewoond aan hierdie ding. Hoe meer jy gewoond raak aan hom, hoe makliker maak jy jou lewe, want ons gebruik hom oral. Reg. Hierdie was dan Wiskunde in Woede, episode 6. Ek hoop julle het iets geleer. Ek sien julle in die volgende episode. Totsiens.